Goeiemôre geliefdes, kom ons staan en dan sing ons die Onse Vader. So sê die Here, jou verlosser, die Heilige van Israel, ek is die Here jou God, wat jou leer, wat heilsaam is, wat jou lei op die weg wat jy moet gaan. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons sing Psalm 18, ons sing daar vers 12 en 14, Psalm 18, kom ons sing het tot eer van die Here. Geliefdes, na die wet dan sing ons gesang 79 vers 1
En dan na die geloofsbelijdenis verse 2 en 3, Gesang 79. Kom ons luister aandagtig hier na Exodus 20, die wet van die Here, en so voor die nagmaal, die viering van die heilige nagmaal, ook so vir elkeen van ons om ons te gaan toets, ons eie lewe te gaan bekyk, as ons die wet van die Here opnuut hoor. Kom ons luister, Exodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see, en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land, wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Suster, ons is alleen deur die genade van God en deur Jesus Christus verlos. En nou word ek en jy deur die Heilige Gees gedring om goeie vrug te dra. Om vrug te dra wat by die bekering pas, soos dit ook daar in Matteus 3 vers 8 opgeteken staan. Dra dan vrug wat by die bekering pas. En so, as ons vanmôre gaan luister na ons gedeelte wat ons gaan lees, daar in Johannes 15, dan weet ons bly aan Christus en sy verlossing verbind. Met hierdie wonderlike wete, kom ons spreek ook die 12 artikels in die hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het
onder Pontius Pilatus gekruisig, gestorwe en begrawe is en ter hulle neergedaal het. Wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Geliefdes, ons luister na die woord van die Here, daar in die Nuwe Testament, Johannes 15. Johannes 15 gaan ons lees daar van vers 1 tot en met vers 19. En kom ons bid eers saam. Here God, U ons toevlug, U wat U oor ons ontferm, U wat ons Vader is, en so by mekaar bring na U huis toe. Here, U wat vir ons dring deur die Gees, en daarom wonderlik om vanmôre so saam te wees as 'n gemeente, die wonderlike voorreg om hier na U woord te luister en die erediens te wees. Wonderlike voorreg om saam aan die nagmaaltafel te gaan aansit, om die heilige nagmaal te vier. Wat 'n wonderlike voorreg, Here, om so in gemeenskap met mekaar, maar ook in die wonderlike gemeenskap van ons Here Jesus Christus te wees. Om hier te kom ervaar, te kom hoor, met ons oë te sien, selfs te proe, so naby te kom. Maar die belangrike om te weet dat ons juis 'n persoonlike verhouding met U moet hê. Dat U nie vir ons maar 'n ver af God moet wees. Wat ons maar net aanroep as ons nood het. Maar Here, dring vir ons deur die Gees om elke dag, elke oomblik naby U te leef. Om ons Bybel gereeld te lees, volhardend te bid,
Want ons het dit so nodig in die dag waarin ons leef. Ons vra, Here, gaan asseblief met hierdie gemeente, elke liewe lidmaat, klein, groot, bring elkeen opnuut onder die besef van ons diepe afhanklikheid teenoor U, dat ons elkeen ook moet uitroep, ek is elendig en behoeftig. Om te weet dat sonder U, Here, is alles te vergeefs. En dis hoe ons hierdie gemeente alles wil aanpak. In die genade en krag van U, o God. Dis hoe ons lewe wil aanpak. Om elke tree wat ons gee te vra, Here, rig ons tree. Dankie vir alles wat U vir ons gee, vir soveel genade en liefde. Here, ons vra, daar waar ons in so gejaagde lewe leef, soveel dinge ervaar, so besig is op ons fone, dat U vir ons hier na U huis bring, na U hut, om hier ons af te sonder, om hier die oomblik saam met U te wees. Wat 'n heilige oomblik, om te vergeet van die dinge daar buite, en ons oë vasgenaal te hou, op dit wat hier gebeur. Ons oë gefestig te hou op ons Here Jesus Christus. Here, wees ons sondaars genadig. Ons bid dit in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. As deel van die laaste onderwysing van Christus aan sy disippels, lees ons hier in hoofstuk 15 van vers 1 die volgende. Ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my soos ek in julle, net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in my nie bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog. En hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra, en julle sal my disippels wees. Soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief gehad. Bly in hierdie liefde van my. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap aan julle kan bly en julle blydskap volkome kan word. Dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Julle is my vriende, as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer diensknegte nie,
omdat die diensknegt nie weet wat sy Heer doen. Maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy julle dit kan gee. Dit gebied ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. As die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom lief hê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Tot sover. My broer en suster, ons teksvers vanmôre, hierdie vers 5, waar Christus self sê, ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. Geliefdes, daar is verskeie plekke in die Ou Testament waar die Here sy volk Israel as sy wynstok, as sy wingerdstok beskryf. God wat natuurlik sy volk Israel uitgekies het om sy naam tussen die heidene nasies groot te maak. Sy naam te verkondig en te vereer. As ons daar in Psalm 80 vers 9 gaan lees, dan sê die psalmdigter van Israel die volgende, hy sê, 'n wingerdstok het u uitgetrek uit Egipte, u het die nasies uitgedrywe en hom geplant. Die Here wat sy volk natuurlik daar in Kanaan gaan plant het. So ook ander gedeeltes, as ons daar in Jeremia 2 gaan kyk, dan sê die Here, luister mooi, dat hy Israel as 'n edele wingerdstok geplant het. Hy het hulle geplant met die doel om goeie wingerd te wees. Maar nou weet ons, hulle het vanweë hulle sondes, hulle goddeloosheid, het hierdie volk, hierdie wingerd wildelote geword, wat nie die verwagte vrug gedra het wat God van hulle verwag het. Ook in Jesaja 5, daar hoor ons ook dat die sogenaamde edelwingerdstok, dis Israel, daar sy wilde druiwe voortgebring. En so as ons gaan kyk Hosea 10 vers 1, daar staan, Israel was 'n weelderig uitbottende wynstok. Hoe meer vrug hy gedra het, des te meer altare het hy gebou. As hy hier praat van altare bou, dan praat hy natuurlik van die afgodsaltare. En daarom kan 'n mens dadelik sê, Israel was beslis nie die volmaakte druiwestok nie, die wingerdstok. Hierdie vrug wat hulle opgelewer het teleurgestel. Hulle het glad nie aan God se verwagtinge voldoen nie. Maar dank God, dis nie die einde nie. Hulle was maar net 'n skadu van wat sou kom. En dis wat ons hier in Johannes 15 vanmôre lees. God die Vader, die landbouer, beskik Jesus Christus as die ware, die volmaakte wynstok. Jesus Christus wat die aand voor sy kruisiging dit vir sy disippels kom sê. Daar vers 5, ek is die wynstok, julle die lote. My broer en suster, in 'n baie ernstige gesprek, daar's nou nie meer tyd vir oppervlakkige ou praatjies nie.
En daarom, Christus wil dit by sy disippels tuis bring, hy wil dit in hulle harte bring, hy wil vir hulle sê, hy wil dit hier in hulle harte kom vestig, hy en hy alleen is die bron van lewe. En daarom ons as uitverkore kinders is gemaak om aan hom, Jesus Christus, verbind te wees. Sonder hom is daar geen blywende lewe nie. Sonder hierdie innige verbondenheid, hierdie innige gemeenskap met Christus, is ek en jy, my broer en suster, is ons geestelik dood. Hoor jy dit vanmôre? Nie eers soos party mense dit wil versag en sê, jy's geestelik siek nie, jy's geestelik dood, mors dood. Maar die wonderlike, die blydskap, soos daar ook in vers 11 gesê word, as ons aan hom, in hom verbind is en verbind bly, is daar oorvloedige lewe, is daar veel vrug. Is daar nou, kon nie hierdie wynstok wees, soos God die Vader dit wou hê. Maar Christus het Israel se plek ingeneem. Waar Israel verdor het, bring Christus lewe, hy bring groei. Want Israel was telke male ongehoorsaam, ons lees dit in die woord van God, hulle was ontrou gewees. Christus daarenteen is volkome gehoorsaam, hy is getrou. Openbaring 1 vers 5, Jesus Christus, die getroue getuie. Hebreërs 13 vers 8, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Hy is die ware, volmaakte, lewende wynstok. En daarom, my broer en suster, is die lewe alleen in Jesus Christus te vind. Die skrifgeleerdes en die fariseërs het dit in hulle self gaan soek, in hulle eie lewe, in hulle sogenaamde eie goeie werke, maar soos elke mens het hulle geval. Daar die lood weg van die wingerdstok beteken niks. Hy het nie lewe nie. Die lewe, daar die voedingssap, kom van die wingerdstok, wie se wortels in die grond geanker is. En daarom, Jesus Christus is die ware wingerdstok. Hy is die krag, die voedingsbron van die lote. En as 'n mens dit sê, dan sê hy ook die voedingsbron van die vrug. Ons is nie die bron van ons eie geloof nie. Vergeet dit, my broer en suster. Jesus Christus is. En hy bewerk dit wonderlik kragtig deur sy gees. Hy sê daar baie duidelik self in vers 5 sê, want sonder my kan julle niks doen. As ons nie aan hom verbind is en verbind bly nie, dan sterf ons geestelik, is ons geestelik dood. En daarom, my broer en suster, ware geloof begin, en luister vanmôre mooi, ware geloof begin by 'n innige, lewende verhouding met die Here. Maar luister verder. Dis nie net die begin van ons geestelike lewe wat van hom afhang nie, maar ook die voortgang, die groei. Die landbouer, God die Vader, kom en hy snoei. Hy snoei sy winger. Hy haal die dooie lote uit. Vers 2, maak hy skoon sodat dit meer, die doel, sodat dit meer vrug kan dra. Daar die dooie, verdorde lote word uitgewerp, hy gooi dit in die vuur.
Hulle wat nie regtig in Jesus Christus bly nie, is en bly nie, word uitgewerk om in die vuur verbrand te word. En daar is ook 'n snoeiwerk in my en jou lewe. Dis goeie snoeiwerk. Dit het die goeie ten doel. En dalk ervaar ons dit dikwels as seer. Want dit behels baie keer beproewing in ons lewe wat vir ons soms maar swaar is. Maar die hemelse Vader wil nie doelbewus kom pynig nie. Sy snoeiwerk, soos ons net nou gesê het goeie vrug dra ten doel. En die landbouer doen sy werk, sy snoeiwerk, deur sy woord en gees. Vers 3 sê hy duidelik, julle is al reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Die Here gebruik sy woord om die sondes en die swakhede in my en jou lewe te gaan wegsny, weg te snoei. Ongehoorsaamheid, ontrou, valsheid, hoogmoed, selfsug, skynheiligheid, onvergenoegdheid en nog baie ander. Om daardie dinge in ons lewe uit te sny. En hy doen dit, my broer en suster, sodat die krag van Christus vry, onverhinderd deur ons kan vloei. My en jou Christelike lewenswandel is 'n lewenslange, 'n voortgaande proses. En dis waar baie mense die fout maak. Dis nie maar net die wedergeboorte en bekering, en nou is alles klaar, en nou wag ek maar tot ek eendag sterf nie. Ek en jy moet in Christus bly, soos hy in ons. En deur die genade van God en deur die kragtige werk van die Heilige Gees, is en bly ons innig verenig in Jesus Christus. En dit beteken, en ek sê dit weer, om 'n innige persoonlike verhouding, om 'n deurgangs natuurlik te hê met hom. Deurgangs. Dit impliseer dat ek elke dag tyd met hom sal deurbring. Tyd om Bybel te lees, tyd om te bid, om sy woord getrou te gehoorsaam, sy gebooie vers 10 te bewaar. En hoe wonderlik, my broer en suster, om daar te hoor, vers 9, Christus kom, en jy moet mooi dink hieroor, Christus kom en hy stel sy liefde vir ons gelyk aan die liefde van die Vader teenoor hom. Hoor jy dit? God het ons so lief gehad dat hy sy eniggebore, sy geliefde seun gegee het. Jesus Christus het ons so lief gehad dat hy sy lewe vir my en jou in die kruis gegee het. Ek en jy kan niks doen. Hoor dit vanmôre. Ons kan niks doen om hierdie liefde te verdien nie. Ek en jy kan nie. Om te weet vanmôre hierdie drie-enige God is vir my en jou so lief, so onvoorwaardelik lief. Dit omdat hy dit hom behaag. Dis sy besluit, sy wil om ons lief te hê. My broer en suster, as hierdie liefde werklik in my en jou hart is, in ons harte leef, sal ons in dankbaarheid sy woord en sy gebooie bewaar en daarvolgens gaan leef. Deur hierdie liefde en hierdie innige verbondenheid, verbintenis in Christus, ons die lote en hy die wingerdstok, is ek en jy nie meer diensknegte nie. Ons is nie meer vreemdelinge wat nie weet wat ons Heer doen nie. Daar word ons deur Christus sy vriende.
Vers 15, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het aan julle bekend gemaak het. En nou hoor mense in vandag se tyd, jy weet, die gaan en dan sê hulle, maar hier staan, hy is nou ons vriend, en nou kan ek maar speel en oppervlakkig met Jesus Christus omgaan, en van hom praat, maar net soos mense met mekaar praat, nie my broer en suster. So het reg verstaan. Hy is en bly ons heilige Here. Hy bly dit. Wonderlik in hierdie vriendskap, hou hy ons nie meer, word ons nie meer as vriende, as vreemdelinge so op 'n afstand gehou nie, ons word nader gebring. Intiem nader. En so het hy ons gebring om die dinge aangaande die Vader en sy wil te openbaar, om dit te hoor. Broer en suster, as ons so naby aan Christus leef, ingeënt word in hom, sal ons sy stem herken en sal ons hom volg. Duidelik Johannes 10 vers 27, my skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my. En ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid. En niemand sal hulle uit my hand ruk. As ek en jy in Christus bly, sy woord gehoorsaam, sal daar goeie vrug in ons lewe wees. En kom ons sê dit vir mekaar en ons weet dit, ons kan nie, ek en jy kan nie volmaakte vrug verwag. Net Christus het volmaakte vrug gedra. Maar belangrik dan om te weet en te vra, hoe lyk my verhouding, my verbintenis werklik met die Here Jesus Christus? Ek praat, maar hoe lyk dit? Het sy liefde my werklik al in die hart geraak? Gegryp? Het dit? Het sy liefde, sy woord, sy verlossingsdaad werklike impak op my lewe? Het dit? Is my lewe werklik van so 'n aard, my verhouding met hom van so 'n aard, dat ek as vriend van hom bestempel kan word? Dink mooi, is ek dit waardig? Die feit, my broer en suster, dat ek en jy as lote deel kan wees, een kan wees met hom, die wingerdstok Jesus Christus. Dis genade. Dis genade. God die Vader het dit so beskik. En ons dank hom daarvoor. En mag ek en jy deur die krag en die werk van die Heilige Gees vrug dra. Goeie vrug dra wat die almagtige landbouer welbehaaglik is. Vrug dra wat by die bekering pas. Amen. Kom ons bid saam. Here God, ons staan klein nietig voor U. Maar 'n wonderlike blydskap in die hart om te kan wees, ons is deel van die wingerdstok. Ons is die lote, ons Here Jesus Christus die wingerdstok en U, o Vader, die landbouer. En dankie vir so 'n verbintenis en 'n verhouding. En dit gee ons blydskap, dit gee ons hoop.
Want daar is so baie dinge in hierdie ou wêreld wat vir ons wil kom losmaak, kom losruk. Help ons, Here, keer deur die Gees. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ek gaan nou vir die voorhou die formulier vir die bediening van die heilige nagmaal. Ja, en ek vra dat jy vanmôre, ek wil amper sê bid, dat dit so is dat jy eintlik vir die eerste maal dit hoor. Want so baie mense wat as jy hier by die formulier kom, dan skakel hy nou maar af en die gedagtes gaan elders. Maar neem elke woord in, en hierdie woorde is soveel betekenis, so ryk aan betekenis. Luister, die instelling van die nagmaal, waar kom dit vandaan? Die heilige nagmaal is deur ons Here Jesus self ingestel. Paulus sê daar in 1 Korintiërs 11:23-26, want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet. Dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Die wese van die nagmaal is in wese 'n verbondsmaaltyd. Luister mooi, hier word die verbintenis, ons het dit so baie gebruik, verbintenis tussen Christus en sy gemeente telkens weer bevestig. As verbondsmaaltyd het dit die volgende betekenisse. Die nagmaal is 'n gedagtenismaaltyd. Die Here het by die instelling daarvan gesê, doen dit tot my gedagtenis. By die gebruik van die brood en die wyn roep die gemeente om die hele lydensweg van Jesus Christus voor die oë of voor die gees. Hoe hy sy lewe gegee het, hoe hy die lydensbeker leeg gedrink het, hoe hy van God verlate was en uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Sodat ons nooit deur God verlaat sou word. En hoe hy soos 'n koringkorrel in die grond geval en gesterf het. Hierdie nagmaal is ook 'n waarborg. So seker as wat julle hierdie brood voor ons oë breek en hierdie beker aan ons gegee word, en ons dit met die mond eet en drink, so seker het ons deel aan Christus, sy sterwe en opstanding. Hierdeur waarborg hy sy soenverdienste vir ons so volledig, asof ons self voor God gestaan het, self die straf vir die sonde gedra het, self daarvoor gesterf en opgestaan het, en self ons geregtigheid voor God verwerf het. Hierdie nagmaal is ook 'n gemeenskapsmaaltyd. In die nagmaal vier ons die gemeenskap met die Here Jesus en met mekaar. Die nagmaal verbind ons met sy dood en help ons om in gemeenskap met hom te lewe. Deur die Heilige Gees is Christus in die nagmaal by ons teenwoordig. Verder word ons deur die Gees ook met mekaar as lede van een liggaam in broederlike liefde verbind. Omdat dit een brood is ons almal een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood. Die nagmaal is 'n verwagtingsmaaltyd. Ons verkondig by die nagmaal ook ons toekomsverwagting. Ons het in die feesmaal die versekering dat die Here Jesus een met ons is. Tog sien ons
as bruidskerk ook uit na sy wederkoms. Die nagmaal is 'n vreugdefees. In die nagmaal spreek die tekens van brood en wyn wel van die lyding en sterwe van Christus. Nogtans staan die nagmaalsviering nie in die teken van rou en droefheid nie. Dit is 'n vreugdefees. Ten slotte is die nagmaal 'n dankbaarheidsmaaltyd. By die gebruik van die tekens dank ons Christus met ons hele wese. Dis ook ons ernstige voorneme om uit dankbaarheid ons lewens opnuut aan God te wy. Ons doen dit met 'n opregte liefde vir hom en ons naaste. Die boodskap en vrug van die nagmaal, Christus het ons beveel om die nagmaal te vier. Wanneer ons dit doen, verseker die Heilige Gees ons van twee uitsonderlike waarhede. Jesus Christus het vir ons sondes gesterf, en in die geloof word ons so met hom verenig asof ons self alles gelei het en die skuld voor God ten volle betaal het. Verder voed Christus deur die nagmaal ons siele vir die ewige lewe. Voorbereiding vir die nagmaal. Aangesien ons begeer om die seën van die nagmaal te ontvang, is dit nodig dat elkeen homself, haarself vooraf eerlik sal ondersoek, sodat hy of sy nie 'n oordeel oor hom of haarself eet en drink nie. Ons word opgeroep om ernstig na te dink oor alle sondes wat ons met gedagtes, woorde of dade gedoen het. Daar's ook sondes van versuim, waar ons nagelaat het om die wil van die Here te doen. Hierdie selfondersoek moet ons bring tot opregte berou voor die Here. Ons moet opreg glo dat al ons sondes op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is, en dat hy alle sondes wat nog teen ons sin in ons oorgebly het, met sy lyding en sterwe bedek. Ons moet ons ernstig voorneem om voortaan met ons hele lewe dankbaarheid aan die Here te bewys, deur 'n ware liefde tot hom en ons naaste te lewe. Daar moet by ons 'n ernstige begeerte wees, dat die Here ons geloof by hierdie nagmaal sal versterk. Mag die almagtige, barmhartige God en Vader van ons Here Jesus Christus, en deur sy Heilige Gees vir elkeen van ons daartoe help. Amen. Geliefdes, Gesang 100, 'n gepaste lied om mee af te sluit hier, vers 1, 3 en 5. Kom ons sing dit tot eer van die Here.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.